Ons gaan vanoggend voort met ons behandeling van die Heidelbergse Katekismus. Sondag 12 gaan ons vanoggend in die prediking behandel en ons skriflesing kom uit Psalm 110. Psalm 110 gaan ons die hele Psalm saamlees en in die besonder fokus op vers 4. Psalm 110 het baie belangrik dat ons daarvan kennis neem, is 'n profesie van Christus. En dit is die Ou Testamentiese skrifgedeelte wat die meeste aangehaal word in die Nuwe Testament. So kom ons luister dan na die Here se woord vanuit Psalm 110 van vers 1 af. Van Dawid 'n Psalm. Die Here het tot my Here gespreek: sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê: heers te midde van u vyande. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag. In heilige feesgewade uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van jong manskappe. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad. Daarom sal hy die hoof ophef. Uit Sondag 12, ons het by die vorige geleentheid, by Sondag 11, gaan dit oor die betekenis van die naam Jesus. En dan gaan dit in Sondag 12 oor sy amptstitel, vraag 31. Waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Die antwoord, omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het, tot ons enigste hoëpriester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree, tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is beskerm en bewaar. Vraag 32. Waarom word jy 'n Christen genoem? Antwoord, omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Tot sover uit ons belydenis, ons fokusvers in ons skrifgedeelte vers 4 van Psalm 110. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Geliefde gemeente, ons het by vorige geleentheid stilgestaan by die eie naam van ons verlosser, Jesus Christus. Ons glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God, ons Here. Dit het ons net nou weer bely. En ons het verlede keer gehoor hoe diep en hoe ryk die eie naam Jesus is. Dit beteken die Here is verlossing. God het Jesus gegee om ons van ons grootste nood, van ons sondes te verlos. En ons het ook gehoor hoe wonderlik dit is dat die naam Jesus vir ons gegee is. Die feit dat die naam vir ons gegee is. God maak homself oop om as ons groot verlosser geken te word. Hy gee vir ons Jesus die naam bo alle name. Maar om hom reg te ken en om in hom getroos te kan lewe, moet ons nie net sy eie naam en die betekenis daarvan ken nie, ons moet ook sy amptsnaam of sy amptstitel ken. Ons moet hom as die Christus ken. Dit is kardinaal belangrik vir ons gemeenskap met God en vir ons hele lewe, vir ons diens teenoor God. Dalk het jy al gewonder, maar hoe werk dit dat die offer van Jesus op my van toepassing is? Trouwens, hoe werk dit dat dit voor die Vader tel? Dis tog iets wat
Daai offer is 2000 jaar terug gebring op 'n plek baie ver van hier. Hoe werk dit dat dit op ons betrekking het? Wanneer ons worstel met ons sondes, dan soek ons veral hierdie sekerheid, dat daardie offer van Christus vir ons tel, dat dit voor die Vader tel. Of wanneer alles in die wêreld lyk of dit in mekaar gaan stort, dan is ons baie besorg oor die relevantie van die evangelie. Ons bely Christus as koning, maar wat beteken dit vir ons? Baie keer hoor ons dalk van al hierdie konsepte in die evangelie, soos Jesus se priesterwerk, dinge soos sy profetiese werk, soos sy koningskap, en ons kan wonder, maar hoekom werk dit so? Ons kan selfs wonder, maar moet ons vandag nog in sulke terme dink? Die idee van 'n priester, van offers, van 'n profeet, selfs van 'n troon en 'n koninklike scepter dit klink alles so oudtyds. En tog moet ons redding en ons roeping as gelowiges in hierdie terme verstaan, anders verstaan ons dit mis. So kom ons luister daarom in die besonder wat Jesus se amptsnaam ons leer van wie die Here is en hoe ons by sy werk inpas. En ons het reeds in ons belydenis in die katekismes gehoor wat die amptsnaam Christus beteken. Dit beteken gesalfde. So Jesus is met ander woorde die groot gesalfde. En ons weet ons in die Ou Testament het die Here ander wat geroep is tot die ampt bevestig deur salwing. Wanneer iemand as 'n priester of as 'n koning gesalf is, dan was dit die teken dat die Here hom in daardie ampt bevestig, hom aanstel. Die salwing sou dan behels dat daar oor die man wat bevestig word, 'n hele kan duur olie uitgegooi word. En die olie, wat sou lekker ryk, sou oor sy baard en tot by die soem van sy klere loop. En die olie het so gewys dat God die gesalfde uitverkies en afgesonder het vir sy werk. Dit sou wys dat die Here geheel en al op daardie persoon beslag lê. Dit het ook gewys dat God hierdie persoon kies om bekwaam te maak vir sy taak, vir sy amptsroeping. Daarom was die olie ook telkens simbolies vir die werk van die Heilige Gees. God bekwaam ons deur sy Gees vir alles waartoe hy ons roep. Maar dit het ook aangedui dat die gesalfde uitgestuur word en verplig word om wel die roeping wat die Here hom opgelê het uit te voer. En nou hoor ons, Christus is die groot gesalfde. God het hom gekies, hom bekwaam en uitgestuur om 'n bepaalde taak uit te voer, om vir ewig in 'n bepaalde ampt te staan. Jesus se salwing het dan plaasgevind toe Johannes hom in die Jordaan gedoop het. Jy sal onthou die hemele het oopgegaan en die Heilige Gees het in die gestalte van 'n duif op Jesus neergedaal. So Jesus is nie met olie nie, maar met die Heilige Gees self gesalf. Die Vader het sy goedkeuring en die feit dat hy self vir Jesus in die ampt gesalf het bevestig met die woorde, met die harde stem uit die hemel: dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. So het God self vir Jesus in die ampt bevestig. Jesus, die vleesgeworde seun van God, staan in die ampt van middelaar voor God. Hy staan in die ampt van verbondshoof. Hy het een ampt, nie 3 nie, maar sy een ampt het 'n drievoudige uitwerking. Hy tree in sy middelaarskap as profeet, priester en koning op. En ons weet nou reeds waarom ons hom in die middelaarsampt nodig het. Ons sondes bring verwydering tussen ons en God. En daarom het ons nodig om met God versoen te word. Ons het iemand nodig wat tussen ons en God staan. Die val van Adam, ons eerste verbondshoof, want hy was ook 'n amptsdraer, waarin ons deel het, laat ons as skuldige, onkundige en rebelse mense voor God ons Skepper. En daarom het ons 'n middelaar nodig wat ons kan leer, ons kan regeer en vir ons kan intree en offer. En nou is dit belangrik om te besef, die Ou Testamentiese kerk het hierdie middelaar vir Christus verwag. Hulle het uitgesien na sy koms. Die Here het immers vir hulle die Messias beloof. Die woord Messias beteken presies dieselfde as
Christus, dis net Hebreëus waar die titel Christus uit die Grieks kom. Maar nietemin, ons skrifgedeelte leer ons duidelik dat Christus in sy middelaarsamp lank voor hy gekom het, al geprofeteer is. Ons hoor in ons skrifgedeelte veral hoe hy as magtige koning verwag is wat sy volk van allerlei ellende sal verlos. Ons hoor in vers 1 van ons skrifgedeelte, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande maak, 'n voetbank vir u voete. Die Here het tot my Here gespreek. Daar is 'n boodskap, 'n openbaring van die verbondsgod, die almagtige ek is, aan die Here, of soos Dawid hom noem, aan my Here, 'n boodskap van God aan sy gesalfde, aan die Here Jesus. Hy nooi hom om aan sy regterhand te kom sit hier, op my troon, op die regterkant van my troon. Dis God wat praat met sy gesalfde, kom sit hier in die ereposisie, kom beklee die koningsamp. Iemand het gesê, ons moet eintlik hierdie Psalm verstaan as die kroningslied van die Messias. God nooi sy gesalfde uit om vanuit die hoogste ereposisie wat daar is, God se eie troon, om van daar af te regeer, saam met hom op sy troon in die hemele. En hy sal regeer totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Hy sal nie sy troon afgee nie. Hy sal ook op geen manier daarvan afgestoot kan word nie. Ten spyte van wêreldwye opstand teen hom, die volkere se pogings daartoe. Daarom hoor ons ook God se woorde aan die Messias in vers 2. Die magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vyande. Met krag en met mag sal die Messias van God se troon af regeer oor die kerk, te midde selfs van sy vyande, ten spyte selfs van sy vyande. En dan hoor ons in vers 3 iets van die Messias se volk. Hulle veg sonder om moeg te word in priesterlike feesklere, maar op hulle kom ons net nou terug. Dit is dan in vers 4 van ons skrifgedeelte wat ons van die besondere verborgenheid van Christus se amp leer. En daarin hoor ons eers van die eed wat God nie sal berou nie. Hoor weer die eerste deel van vers 4. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. Aan die begin van die Psalm hoor ons dat die Here aangaande die Messias iets sê. Hy uiter 'n woord ten opsigte van die Christus. En daardie woord het te maak met sy heerlike amptswerk as koning. Maar nou kom die Here in vers 4 en hy gaan verder. Hy maak nie gewoon 'n opmerking nie. Hy sê nie maar net iets nie. Hy het gesweer. Hy het 'n eed gesweer ten opsigte van die Messias. Dit is 'n heel wat swaarder woord as maar net 'n gewone woord of 'n gewone belofte. Die Here sweer sodat dit wat hy sê werklik vas mag staan, sodat dit bo verdenking mag wees. Ons kry iets soortgelyks in Genesis 22 waar die Here vir Abraham op die proef stel, wanneer hy hom toets. Wanneer die Here vir Abraham beveel om vir Isak te offer, dan is Abraham bereid om steeds op die Here se beloftes te vertrou. Al het die Here duidelik beloof dat hy deur Isak vir Abraham 'n groot nageslag gaan gee, is Abraham bereid om vir Isak 'n bevel van God te offer. En wanneer die Here dan kom en vir Abraham keer om dit te doen, dan hoor ons die merkwaardige woorde in Genesis 22 vers 16 en 17. Ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. Die Here het lankal vir Abraham beloof dat sy nageslag so baie sal wees, selfs voor Isak se geboorte. Maar nou kom die Here en hy sweer dit. Hy gee aan sy woorde 'n nog vaster fundament as wat hy doen met 'n blote woord of met 'n blote belofte. God sweer by homself, op homself. Ons kan eintlik sê hy sweer ten koste van homself. Nou moet ons nie dink
Die Here is wispelturig of onbetroubaar as hy iets maar net sê nie, hy is volkome betroubaar. Maar as die Here sê dat hy sweer, dan wil hy ons ongeloof tot hulp kom, op 'n heel besondere manier. Hy kom tot ons, hy kom neer tot ons, hy verklaar hom bereid om ons met 'n eed te verseker. Hy het nie nodig om dit te doen nie, ons is om dit verskuldig om te glo, al praat hy maar net. Maar die Here het so medelee met ons swakhede, dat hy hom in sy woorde daarvolgens skik. Hy sweer 'n eed, sodat ons mag weet, dit wat hy aangaande hierdie saak sê, staan so vas soos hy self. Niemand kan iets daaraan doen nie, niemand sal die voorneme van God, waaroor dit hier gaan, op enige manier kan verander nie. Hy, die ewige en getroue verbondsgod, het 'n eed gesweer. En dit benadruk ons skrifgedeelte wanneer dit byvoeg, en dit sal hom nie berou nie. Die Here het 'n eed gesweer en dit sal hom nie berou nie. God sal nie spyt wees oor die eed wat hy gesweer het nie. Hy sal hom nie van stryk laat bring om dalk moontlik die eed wat hy gesweer het nie na te kom nie. En nou kan ons dadelik wonder, maar kan die Here dan spyt wees? Kan hy werklik berou hê? Hy is dan alwetend en volmaak. Hoe is dit moontlik dat hy berou kan hê? Hy doen niks verkeerd nie. En broer en suster, dit is sekerlik so dat God se berou niks is soos die berou van 'n mens nie. Maar die Bybel noem telkens van kere waar die Here 'n tipe berou, 'n tipe hartseer openbaar. So hoor ons byvoorbeeld in Genesis 6 vers 5 tot 6, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Die Here het berou gehad dat hy die mens gemaak het, hy was daaroor hartseer. Ons weet, hy het na hierdie skrifgedeelte die sondvloed gestuur en alles behalwe Noag en sy ark met water verwoes. Die Here het hom nie laat verras deur die boosheid van die mens nie, maar hy het hom in die tyd as hartseer daaroor geopenbaar. Dit is nie vir hom wat regverdig en heilig en liefdevol is, welbehaaglik dat die mens so boos is nie. So was dit ook later byvoorbeeld met koning Saul. Die Here het gesê, hy het berou daaroor dat hy vir Saul in die koningsambt bevestig het. En dit beteken nie die Here dink nou hy was verkeerd om dit te doen nie, hy het sy goeie wil daardeur uitgevoer. Maar Saul was nie in sy koningskappe 'n koning waarin die Here behaag en vreugde gehad het nie. Wanneer die Here dan nou sê dat hy met hierdie eed wat hy gesweer het, dat hy dit nie sal berou nie, dan sê hy daarmee dat geen optrede of sonde in die mens sy behaag en vreugde in sy voorneme kan beïnvloed nie. Hy sê daarmee per implikasie dat die eed wat hy gesweer het vir hom tot ewige vreugde sal wees. Hy sal hom verbly daarin om sy eed tot uitvoering te bring. En wat is dan nou die inhoud van hierdie eed? Ons hoor van die priester volgens die orde van Melchisedek. Hoor weer die tweede deel van vers 4. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Dit is die Vader se eed aangaande Christus. Hy is priester vir ewig volgens Melchisedek se orde. Ons hoor deur hierdie hele Psalm van Jesus se koningskap in sy ampt. Hy is heerser wat sit op die troon van die Almagtige, sy vyande hou nie voor hom stand nie, hy oorwin hulle, hy agtervolg hulle, sy volk dien hom in alle gewilligheid. En nou hoor ons dat die onveranderlike eed inhou dat hy nie net 'n koning nie, maar ook 'n priester is. En ons ken die ampt van 'n koning goed, hy regeer oor sy volk, hy gaan hulle voor in die oorlog, hy beskerm hulle, hy tree uiteindelik ook as regter op. Maar hoekom is dit so belangrik dat Jesus priester genoem word? Al deur die bemiddeling van 'n priester kan die volk in die teenwoordigheid van God leef, kan hulle onder sy seën leef. Die priester bring tog offers namens die volk.
Hy tree bemiddelend op voor die Almagtige. Hy bring offers ter wille daarvan dat die volk se sondes vergewe mag word. Die priester doen ook in die besonder voorbidding vir die volk. Hy dra hulle belange voor God op die hart. Hy bid vir hulle. Trouwens, hy's aangestel ook spesifiek daaroor om vir die volk te bid. En die priester bedien die volk met die Here se seën. So staan die priester dus op 'n heel besondere manier tussen God en sy volk. Deur die bediening van die koningsamp het die volk rigting, die volk is veilig onder sy beskerming. Deur die bediening van die koningsamp is daar regspraak en regverdige heerskappy in die volk se midde. Maar deur die bediening van die priester leef sy in vrede met God die Allerhoogste. Is haar gemeenskap met hom vol en heel. Daarom is dit so kardinaal belangrik dat God se Messias, sy gesalfde, 'n priester moet wees. As hy net 'n koning is, sal hy die volk nie na behore kan red nie. Hy sal hulle nie volledig kan red nie. Trouwens, hy sal geen reg op hulle hê nie. Maar nou is dit belangrik, hy kan nie 'n priester wees volgens die Ou Testamentiese Levitiese orde nie. Ons weet ons in die Ou Testamentiese kerk het die stam van Levi, en die besonder die nageslag van Aaron, die volk met die priesterambt bedien. Hulle het gedurig diere geoffer, jaar na jaar, om die sondes van die volk te versoen. Hulle moes voorgaan in die gebede en hulle moes God se seën oor die volk uitspreek. Maar daar was heelwat gebreke aan die priesterorde van Levi. Om mee te begin, hulle moes jaar na jaar vir die volke versoenoffer bring. En die rede daarvoor was omdat die diere wat hulle geoffer het nie werklike ewige versoening met God kon bewerk nie. Die offers van diere het nie in dit self versoening bewerk nie. Dit moes vir die volk keer op keer herinner en wys dat hulle versoening nodig het. 'n Dier kan nie vir die mense sondes betaal nie, wat nog vir die sondes van 'n ganse volk. En wat meer is, daardie priesters self was nog almal vol sonde. Hulle moes telkens eers nog vir hulle self offer voor hulle vir die volk offers mag gebring het. En hulle was soos alle mense sterflik. Hulle priesterskap was afhanklik van opvolging. Die seuns moes die vaders opvolg. Daar was gedurende onderbrekings en gebreke in die priester se voorbidding vir die volk. En hulle het ook nie altyd die Here getrou verteenwoordig in die seën vir die volk nie, omdat hulle sondaars was. Die Levitiese priesterorde het dus deurgaans geroep na 'n groter priesterorde, 'n priesterorde waarin die priesterskap en voorbidding nie afhanklik is van opvolging nie, een wat die dood kan deurstaan, 'n priesterorde wat werklike ewige vrede met God bewerk. En nou noem ons skrifgedeelte hierdie groter priesterorde die orde van Melchisedek. En wie was Melchisedek? Ons lees van hom in Genesis 14. Wanneer Abraham sy broerskind Lot red uit die hand van die heidense konings, dan verskyn die geheimsinnige figuur van Melchisedek op die toneel. Daar staan, hy is priester en koning van Salem, wat die ou naam is vir Jerusalem. Hy is as ware priester van die Allerhoogste, so staan dit daar. En sy naam beteken, my koning is geregtigheid. En sy stad, sy naam beteken vrede. Hy kom baie geheimsinnig en hy seën vir Abraham in God se naam. En nou hoor ons veral in die brief van die Hebreërs dat hierdie Melchisedek op 'n heel besondere manier na Christus heen gewys het. Daar is nie by hom die gedagte van 'n priesterskap wat afhanklik is van opvolging nie. Hy het nie in Genesis 14 'n lang geslagsregister wat die geldigheid van sy priesterskap moes bewys nie. Hy is ook Abraham, die vader van die kerk se meerdere, omdat hy hom seën en omdat Abraham aan hom tiendes gee. Meer nog, hy is priester en koning. Geregtigheid en vrede kenmerk sy ampt. Weet jy broer en suster,
Melchisedek se priesterorde vind ons eintlik in die paradys terug. Adam was geskape met 'n amp. Hy moes 'n priester en 'n koning wees daar in die tuin van Eden. Hy moes uit sy liefde vir die Here die skepping aan die Here toewy, aan hom offer. Hy moes ook, soos ons baie goed weet, as koning oor die skepping heers. Maar hy het in sy amp misluk. Ons kan eintlik sê hy het deur sy sonde vir die Here smart veroorsaak. En nou hoor ons in Psalm 110 dat Jesus, die laaste Adam, in sy amp 'n priesterkoning sal wees. Ag, en hoe heerlik is hierdie beloftes nie vervul nie. Christus het sy amp as priester uitgevoer deur te gelyk 'n sondelose priester te wees, maar ook 'n volkome rein offer. Hy het homself geoffer vir die sondes van ons, sy volk. En sy offer is so genoegsaam, so effektief, dat dit nie nodig is om dit oor en oor te bring, soos met die Levitiese orde nie. Hy het dit eenmalig gedoen. En deur sy volkome offer is ons sondeskuld betaal. Dit tel voor die Vader. Hy het Christus daartoe aangestel, en as bewys dat hy Christus se offer aanvaar het, het hy vir Jesus uit die dood uit opgewek. En ook hou Jesus nie op om nou as priester vir sy volk vir ons voorbidding te doen nie. Hy dra as priester ons belange op die hart, daar waar hy in die hemelse heiligdom by die Here se troon is. Hy is ons groot voorspraak, ons advokaat by die Vader. En alles wat hy in ons belang vra, doen hy omdat hy reg het om dit te doen en omdat hy weet wat ons nodig het. Maar hy is ook koning. Die Vader het hom met eer en heerlikheid gekroon as loon vir sy offerwerk. Daarom is hy die groot priesterkoning. Hy is magtig om ons volkome te beskerm. Dit wat hy vir ons as priester verwerf, is veilig, omdat hy ons beskerm met koninklike mag en gesag. Niemand kan sy verlossing van ons af wegvat nie. Niks kan ons van God se verlossing, van sy liefde skei nie. Nie die duiwel met sy versoekings en met sy aanklagtes nie, nie die in sonde gevalle wêreld met sy druk nie, nie die sondige natuur wat nog aan ons kleef nie. Christus is by magte om ons by alle aanslae te beskerm, want hy is die groot oorwinnaar koning. As ons in hom glo, dan sal hy dit ook doen. En dan kan ons ook wonder, maar wat van sy profetiese werk? Broer en suster, die feit dat ons van hierdie eed wat God gesweer het kan weet, is bewys dat Christus ons hoogste profeet is, dat hy ons alles wat ons aangaande God moet weet, leer. So hoor ons dus van die geweldige statuur van Christus se middelaarsamp. Hy bewerk en onderhou die vrede met God as die ewige priesterkoning, en hy maak dit deur sy gees en woord bekend as profeet. Daartoe het die Vader hom vir ewig aangestel. Daarom noem ons hom Christus. Hy is die gesalfde van God, die groot amptdraer, priester, koning en profeet ter wille van ons. Maar nou hoor ons ook in ons belydenis en in ons skrifgedeelte nog van die volk in heilige feesgewade. Dit is voor ons afsluit nodig om net eers die beskrywing van die kerk van die Here in ons skrifgedeelte raak te sien. Oor weer die woorde van vers 3. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag in heilige feesgewade uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van u jongmanskappe. Die volk van Christus, sy kerk, is baie gewillig in sy diens. Hy voer oorlog teen sy vyande en sy volk veg in sy diens. Hulle is soos die dou in die vroegoggend, elke keer maar weer daar. Elke keer nuut en fris en vars, vol nuwe krag. Hulle hou nie op nie. Nou weet ons ook uit die geskiedenis van die kerk dat dit werklik so is. Die Here se volk word op die ou end nie moeg om sy wil te doen nie. Telkens as dit op 'n plek lyk of die kerk van die Here nou tot niet gegaan het, dan bloei sy 'n nuwe krag op 'n ander plek weer op.
Die kinders van God kry van hom ook die krag om te volhard ten spyte van hulle omstandighede. Die Heilige Gees bekwam hulle daartoe. En nou moet ons ook oplet dat die volk van die Here stry in heilige feesklere. Hulle lyk, terwyl hulle besig is om oorlog te voer, soos 'n klomp priesters. Hulle stry as priesters. En die rede daarvoor is presies omdat God van hulle 'n priesterlike volk gemaak het. Ons hoor in 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Die groot priesterkoning se volk is ook 'n koninklike priesterdom. Die volk wat aan Christus behoort staan bekend as Christene. So hoor ons in ons belydenis. En waarom is dit? Omdat ons deur die geloof deel het aan Christus se salwing. Nou moet ons mooi die implikasie van hierdie woorde verstaan. Christus is die Here se groot gesalfde. God het hom met die Heilige Gees gesalf om sy profeties, priesterlike en koninklike werk uit te voer. En nou het ons deel aan sy salwing. Ons is dus ook in 'n sin profete, priesters en konings. Maar dit beteken nie dat ons apart van Christus gesalf is met die Heilige Gees tot ons amptswerk nie. As ons in hom glo, het ons deel aan sy salwing. Ons is nie gesalfdes langs hom nie, maar gesalfdes in hom. Hy gee sy amp aan niemand af nie. Dit gaan nie oor op 'n ander nie, hoor ons in Hebreërs 7. En dit beteken dat Christus op 'n wonderbaarlike wyse sy amptswerk deur ons uitvoer. Hy maak die Vader se wil bekend deur ons profetiese verkondiging van die woord. En hy offer ons as 'n dankoffer aan die Vader. Deurdat ons lewens en ons kultuur, ons huwelike en ons gesinne uit dank aan God offer. Dis Christus wat deur ons offerwerk doen. En hy beskerm ons as koning deur ons met sy gees bekwaam te maak vir die stryd. Wat 'n geweldige gedagte. Elke ware gelowige het deel aan sy salwing. En daarom behels Christen wees ook amptswerk. Ons staan in die ampt van gelowige, ons deel in Christus se salwing. Geliefde gemeente, wat 'n heerlike sekerheid lê daar tog vir ons in Jesus se amptsnaam. Christus is God se gesalfde ter wille van ons en ons is God se gesalfdes in hom. Hy is die volkome middelaar. Hy is nie maar net 'n priester wat vir ons vrede met God bewerk nie, want hoe sou ons daardie vrede geken het? Hy is ook 'n profeet wat ons dit bekend maak. En hy is ook nie maar net priester en profeet wat ons vir God en sy vrede bekend maak nie. Hy is ook koning wat ons werklik beskerm en ons so regeer dat ons aan God gehoorsaam wil en kan wees. Dit alles hou die eed in wat God nie sal berou nie. Daardie eed wat vir ewig vas bly staan. So laat ons daarom rus in hierdie woord van God wat hy met 'n eed sweer. En laat ons ywerig ons amptswerk uitvoer. Laat ons as profete die Here se wil verkondig, as priesters ons lewens aan hom offer en laat ons as konings weerstand bied teen die sonde. So wil Christus immer sy werk in ons tot uitvoering bring. En laat ons rus ook in die Here se woorde wat hy uitspreek ten spyte van al die opstand teen hom. In Psalm 2 verklaar hy: Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Amen.